Die boek van Job. Dis 'n diepsinnige en baie unieke boek in die Bybel, vir baie redes. Die verhaal speel af in Us, 'n baie obskure land wat ver van Israel af is. Die hoofkarakter Job is nie eers 'n Israeliet nie, en die skrywer, wie anoniem is, plaas nie eers die verhaal in enige duidelike tydperk van die antieke geskiedenis nie. Dit blyk egter alles opsetlik te wees. Dis asof die skrywer nie wil hê dat ons aandag afgetrek moet word met historiese vrae nie, maar eerder om eenvoudig te fokus op die verhaal van Job en die vrae wat ontstaan as gevolg van sy belewenis van lyding. Die boek Job het 'n baie duidelike literêre ontwerp. Dit begin en sluit af met 'n kort narratiewe voorwoord en dan 'n slotrede. En dan is die sentrale gedeelte van die boek diep Hebreëse digkuns wat gesprekke verteenwoordig tussen Job en 4 dialoogvennote wat die vriende genoem word. Hierdie gesprekke word dan afgesluit met 'n reeks digterlike toesprake wat God aan Job gee. Kom ons spring in en kyk hoe dit saamwerk. Die voorwoord stel Job bekend en ons word vertel dat hy 'n vrome opregte man is wat God eer. Hy is 'n supergoeie ou. En dan skielik word ons in die hemel ingeneem en God hou iets soos 'n hofsitting met sy personeel. Dis 'n baie algemene beeld in die Ou Testament wat beskryf hoe God die wêreld bestuur. Tussen die hemelse wesens is 'n figuur wat Satan genoem is, wat in Hebreëus die aanklaer of vervolger genoem word. En dis asof ons na 'n hoftoneel kyk. God stel Job as 'n ware regverdige man voor, en dan daag die aanklaer God se beleid uit om regverdige mense soos Job te beloon. Hy sê, die enigste rede waarom Job u gehoorsaam, is omdat u hom met voorspoed geseën het. Laat Job ly, dan sal ons sien hoe opreg hy eintlik is. En dan stem God in dat die aanklaer lyding oor Job bring. Nou dis hier in die verhaal wat die meeste van ons sal sê, wat? Waarom doen God dit? En dan neem ons aan dat die boek daardie vraag gaan antwoord oor waarom God toelaat dat goeie mense ly. Maar soos jy verder lees, beantwoord die boek nie daardie vraag nie. Niks in die boek beantwoord ooit daai vraag nie. Die voorwoord is besig om die ware vraag waarby hierdie boek probeer uitkom op te stel. Vra oor God se geregtigheid en of God die heelal volgens die streng beginsels van geregtigheid bestuur. Die antwoord op daardie vraag kom as jy tot by die einde van die boek lees, nie aan die begin nie. Die uiteindelike rede vir Job se lyding word eenvoudig nooit openbaar nie. So die voorwoord sluit af met 'n lydende en verbuisterde Job, wat deur sy vrou bestraf word en hy word genader deur 3 vriende wat gaan probeer om vir hom wysheid en raad te gee. Hulle name is Elifas, die Temaniet, Bildad, die Suagiet en Sofar, die Naamatiet. Hulle is almal nie Israeliete soos Job. Hulle verteenwoordig die beste van antieke naby-oosterse denke oor God en lyding in die menslike toestand. En dit beweeg ons na die hoofgedeelte van die boek. Eerstens praat Job. En dis hoe hierdie gedeelte van die boek werk. Eers gaan Job praat en dan volg 'n antwoord van 'n vriend. Dan sal Job daardie vriend antwoord, dan sal 'n ander vriend op Job se antwoord reageer en so aan, een en weer vir 3 siklusse. Die hele debat is gefokus op 3 vrae. Is God waarlik geregtig van karakter? Beheer God die hele heelal volgens streng beginsels van geregtigheid? Indien wel, hoe word Job se lyding dan verduidelik? Soos ons gaan sien, werk Job en sy vriende vanuit 'n groot aanname oor hoe God se geregtigheid in die wêreld behoort te lyk, dat elke enkele ding wat in die heelal gebeur, volgens die streng beginsels van geregtigheid moet werk. So as jy 'n wyse, goeie persoon is en jy eer God, sal goeie dinge met jou gebeur. God sal jou beloon. Maar as jy sleg en dom is en sondige dinge doen, sal slegte dinge met jou gebeur. God sal jou straf. Job se konstante argumente in sy toespraak is dit: eerstens, dat hy onskuldig is, en dus by implikasie is sy lyding nie goddelike straf nie. Nou ons weet van die voorwoord, beide hierdie dinge is waar. Onthou, God self het gesê Job is regverdig en onskuldig. En so sluit Job sy argument af deur God te beskuldig. Of God bestuur nie die wêreld volgens geregtigheid nie, of selfs erger, God self is eenvoudig onregverdig. Die vriende aan die ander kant, hulle stem nie saam nie. Hulle argumente is dat God regverdig is. Die implikasie is dat God altyd die wêreld volgens geregtigheid op hierdie manier beheer. En so sluit hulle af deur nie God,
maar Job te beskuldig. Job moes iets baie sleg gedoen het dat God hom so sou straf. Hulle begin selfs moontlike sondes opmaak wat Job dalk gepleeg het. Job protesteer teen dit alles. Trouwens, hy raak so moeg vir die vriende dat hy uiteindelik opgee op hulle. Hy neem sy saak direk met God op. Nou iets waarvan mens bewus moet wees, is dat Job op 'n baie deurmekaar en emosionele plek is. Hy het altyd gedink dat God regverdig is, maar nou kan hy nie dit met sy lyding versoen nie. En so, in sommige uitbarstings, sal Job God daarvan beskuldig dat hy 'n boelie is. Een keer verklaar hy selfs dat God self vir die onregverdigheid in die wêreld verantwoordelik is. Maar die oomblik wat hy dit sê, raak hy vreesbevange daarvoor. Hy wil hoop en glo dat God waarlik regverdig is. Job is baie verward in hierdie gedeelte en daarom maak hy 'n laaste stelling oor sy onskuld en dan eis hy dat God persoonlik sal opdaag en homself sal verduidelik. Nou dis op hierdie punt dat 'n onverwagse vriend opdaag, Elihu die Bosiet. Nou, hy is nie 'n Israeliet nie, maar hy het wel 'n Hebreëse naam. En Elihu, hy maak dieselfde aanname as Job en sy vriende. Hy voer aan dat God regverdig is en dit impliseer dat God altyd die heelal laat werk volgens geregtigheid. Maar dan maak Elihu meer gesofistikeerde gevolgtrekking oor waarom goeie mense ly. Dit mag dalk nie straf op sonde uit die verlede wees nie. God gebruik lyding dalk as 'n waarskuwing om mense te help om sonde in die toekoms te vermy. Of God mag die pyn en lyding gebruik om karakter te bou en mense waardevolle lesse te leer. Elihu maak nie asof hy weet waarom Job ly nie, maar van een ding is hy seker. Job is verkeerd om God van ongeregtigheid te beskuldig. Job antwoord nie eers vir Elihu nie en die dialoog eindig. Dis asof die wysheid van die antieke mens opgebruik is en die misterie bly voortbestaan. Dan skielik verskyn God in 'n warrelwind en hy antwoord Job persoonlik. Hy antwoord eers op Job se beskuldiging dat hy onregverdig en onbevoeg is om die heelal te bestuur. So God neem Job op 'n virtuele toer van die heelal en hy begin om hom al hierdie vrae te vra oor die orde en oorsprong van die kosmos. Was Job ooit daar toe God die aarde ontwerp het? Of die sterrestelsels georganiseer het? Het Job ooit die sonopkoms beveel of die weer beheer? God het sy oë op al hierdie kosmiese besonderhede, waarvan Job nog nooit eers gehoor het nie. Dan begin God in die besonderhede ingaan oor die weidingspatrone van die bergbokke en hoe wildsbokke geboorte gee, of die voedingspatrone van leeu's en wilde donkies. Wat is die punt van dit alles? Onthou die aanname van Job en sy vriende oor hoe dit lyk as God die wêreld volgens geregtigheid bestuur. Onder hierdie aanname lê 'n dieper een, dat Job en sy vriende 'n groot genoeg perspektief op die lewe het om so 'n aanname te maak oor hoe God die wêreld behoort te regeer. God se antwoord met hierdie virtuele toer, dit vernietig al hierdie aannames. Dit wys eerstens dat die heelal 'n baie ingewikkelde plek is en dat God sy oë op alles daarin het. Elke detail. Job, aan die ander kant, het slegs sy klein horison van sy lewenservaring om mee te werk. Sy siening van die wêreld is baie beperk. En so wat vanuit Job se oogpunt as goddelike onregverdigheid gelyk het, moet binne 'n oneindige groter konteks beskou word. Job is eenvoudig nie in 'n posisie om so 'n groot beskuldiging teen God te maak nie. Na die virtuele toer vra God of Job graag die wêreld vir 'n dag wil probeer bestuur, volgens die streng beginsels van geregtigheid wat Job en sy vriende aanneem, om elke bose daad van elke persoon op elke oomblik met presiese vergelding te straf. Die feit is dat dit uiters kompleks is om geregtigheid in die wêreld soos ons sin uit te voer. Dis nooit swart of wit soos Job en sy vriende blykbaar dink nie. Wat lei na God se laaste punt? Hy begin om hierdie twee fantastiese kreature te beskryf, die massiewe monster en Leviathan, wat sommige mense dink digterlike beskrywings is van 'n seekoei en 'n krokodil. Meer waarskynlik verwys hulle na welbekende kreature van naby Oosterse mitologie wat elders in die Bybel na verwys word as simbole van die wanorde en gevaar wat bestaan in God se goeie wêreld. Hierdie wesens,
hulle is nie boos nie. God is eintlik nogal trots op hulle, maar hulle is ook nie veilig nie. Die punt is dat God se wêreld wonderlik en baie goed is, maar is nie perfek of altyd veilig nie. God se wêreld het orde en skoonheid, maar dit is ook wild en soms gevaarlik, nes hierdie twee fantastiese kreature. En so keer ons terug na die groot vraag van Job se lyding. Waarom is daar lyding in God se wêreld? Of dit van aardbewings of wilde diere of van ander mense afkom, God verduidelik nie hoekom nie. Wat hy sê is dat ons in 'n uiterse komplekse wonderlike wêreld leef, wat minstens op hierdie stadium nie ontwerp is om lyding te voorkom nie. Dis God se antwoord. Job daag God se regverdigheid uit. God antwoord dat Job nie genoegsame kennis oor ons heelal het om so 'n aanname te maak nie. Job eis 'n volle verduideliking van God. En wat God van Job vra, is vertroue in sy wysheid en karakter. En so Job reageer met nederigheid en berou. Hy vra om verskoning dat hy God beskuldig het en hy erken dat hy sy grens oorskry het. Dan ewe skielik eindig die boek met 'n kort naskrif. Eerstens sê God dat die vriende verkeerd was, dat hulle idees oor God se regverdigheid te eenvoudig is, nie getrou aan die kompleksiteit van die wêreld of God se wysheid nie. En dan sê God Job het reg oor hom gepraat. Nou dis verrassend, want dit kan nie vir alles geld wat Job gesê het nie. Ek meen, ons weet Job het oorhaastige en verkeerde afleidings gemaak, maar God keer steeds Job se gestoei goed. Hoe Job eerlik na God gekom het met al sy emosies en pyn en eenvoudig met God self wou praat. En God sê, dis die regte manier om alles te verwerk, deur die stryd van gebed. Die boek sluit af met Job wie se gesondheid, sy familie, sy rykdom, alles herstel is. Nie as 'n beloning vir goeie gedrag nie, maar eenvoudig as 'n vergewige geskenk van God. En dis die einde van die boek. So die boek van Job ontsluit nie die raaisel oor waarom slegte dinge met goeie mense gebeur nie. Dit nooi ons om eerder op God se wysheid te vertrou as ons lyding teekom, in plaas daarvan om rede daarvoor te probeer vind. As ons soek vir redes, neig ons of om God te vereenvoudig soos die vriende, of om soos Job vir God te beskuldig, maar gebaseer op beperkte bewyse. So die boek nooi ons om eerlik ons pyn en hartseer na God te bring en te vertrou dat God regtig omgee en weet wat hy doen. En dis waaroor die boek van Job gaan.